Sê jou keuse hardop. Dikwels is 'n mens angstig nie vanweë gebrek aan opsies nie, maar juis omdat daar te veel moontlike opsies is. En dan voel dit asof mens nie rigting in jou lewe het nie. Die oplossing is eenvoudig om 'n keuse te maak. 'n Keuse gee rigting. 'n Keuse elimineer opsies tot een of ander duidelike doel of beginsel. So 'n bewuste keuse kan 'n loopbaan, 'n inkomste, 'n verhouding of selfs 'n samelewing en wêreld verander. Na jare se omswerwing in die woestyn, na die intog in Kanaan, na oorloë en oorwinnings, kom daar 'n oomblik in die volk van God se bestaan dat hulle die afgode van hulle voorvaders as ook die God van Israel wil dien. Maar dit kan nie so werk nie. Veral nie met iets so belangrik soos geloof nie, want geloof is die fundament waarop alles gebou is, jou hede en jou toekoms. En toe neem Josua as leier die leiding om hardop te sê wat sy keuse is en die ander ook voor 'n keuse te stel. Ons lees in Josua 24 vers 15. As julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dis nie 'n hardop keuse wat werk met ons sal probeer om die Here te dien of ons sal kyk of ons die Here kan dien nie. Dis 'n publieke en 'n doelbewuste keuse om onherroepelik vir God te volg. Josua kies en sy gesin saam met hom. Sielkundige navorsing bevestig dat besluite wat hardop en openbaar uitgespreek word, baie sterker nagekom word. Santos verwys na die krag van wat hy noem commitment devices. Doelbewuste strukture met ander woorde wat ons help om by ons waardes te bly, al is dit hoe moeilik. Josua se publieke verklaring was presies dit, 'n commitment device, 'n verbintenismeganisme vir hom en sy gesin. So gebruik vandag 'n hardop keuse as commitment device vir 'n beter toekoms. Leef geïnspireerd.